Jy het besluit om tyd te vat om stil te word vir God. Jy het besluit om jou lewe aan hom toe te wy. Jy kon enigiets geluister het vandag. Jy het gekies om met hierdie gebedsbegeleiding vandag besig te wees. Nou ons leef in 'n tyd waar tyd so skaars is, so min is en so waardevol is. Vandag is een van die mees waardevolle gawes wat jy vir iemand kan gee, is jou tyd. Tyd is iets waaroor mense baie selfsugtig is. Sal geneig wees om te dink, maar voordat ek my tyd vir iemand gee, is daar nie iemand anders vir wie ek dit eerder kan gee nie. Kan ek dit nie eerder vir myself hou nie. Wie gee ek my tyd voor? En partykeer gebeur dit dat ons tyd met God al hoe minder en minder en minder word. Maar deur hierdie gebedsbegeleiding sit ons as prins tyd op sy om by God te wees. Het jy al gewonder hoeveel tyd God vir jou gee? Hoeveel van God se tyd gee hy vir jou? Wanneer jy opstaan in die oggend tot die aand wat jy slaap, is hy by jou. In elke gedagte, in elke woord, in elke tree wat jy gee God sy tyd vir jou. In elke bekommernis en elke vrees gee God sy tyd vir jou. En ten spyte van dit wat die wêreld vir ons wil vertel, het ons genoeg tyd. Ons is geneig om te sê die lewe is kort. En ons jaag en ons weet nie altyd waarheen ons jaag nie. Waarby wil ons uitkom? In die warwel van die lewe het die wêreld aan ons die gedagte verkoop dat ons nie genoeg tyd het nie. Dat daar nie genoeg tyd is vir alles nie. En ons glo hierdie leuen. Maar dan word ons vandag teruggevat na Prediker 3 toe. In God se woord, die gedig oor tyd. 'n Gedig wat ons herinner dat daar 'n tyd is vir alles en dat daar genoeg tyd is. Die Prediker sê elke ding het sy vaste tyd. 'n Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. 'n Tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans. Haal diep asem. Vergeet van jou horlosie. Voel die koue van die dag, die seisoene wat verander. Dink oor die konstantheid en die sekerheid en die sekuriteit van die vaste ritmes en roetines wat God vir ons gegee het. Die 4 seisoene van elke jaar, 4 bewegings, waarin spesifieke dinge in spesifieke tye gaan gebeur. En ons kan kies om teen hierdie strome te werk of om saam met dit te beweeg. Vind gerusheid in die feit dat daar genoeg tyd is vir alles wat moet gebeur om te gebeur. 'n Tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat. Dink oor hoeveel tyd jy vat om te luister na ander en hoeveel tyd jy spandeer om te praat. Het jy al agtergekom hoe ons praat oor tyd wat spandeer word? Dat ons ekonomiese taal gebruik om te praat oor tyd. Tyd is die gawe van God. Dit is hy wat dit vir jou gee. Hy gee vir elkeen van ons tyd. En
Ons verander dit in 'n geldeenheid, 'n wisselkoers, tyd wat spandeer word. Ek gee vir jou my tyd. Maar hoeveel van ons spaar ons tyd? Ons spandeer dit links en regs, ons gee dit uit, ons maak dit goedkoop. Elke sekond wat jy het, is so waardevol, want dit kom van God. Moenie jou tyd sien as 'n uitgawe nie, iets wat spandeer moet word nie. Dis iets wat geleef moet word. 'n Tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. En dan vra die prediker, wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Wat is dan nou die punt? Waarheen jaag ons? Tussen al hierdie verskillende tye, die twee teenoorgestelde pole van geboorte en sterfte, die streepie op die grafsteen tussen die twee datums. Wat kry ons vir al hierdie tyd en moeite wat ons insit? En dan sê hy, ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. Daarom sê ons nie dat om besig te wees 'n slegte ding is nie. Want selfs om besig te kan wees en om iets te hê om te doen met jou tyd, is 'n gawe van God. Dan sê hy, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Ons kan nie skeduleer wanneer ons siek word nie. Ons kan nie op 'n kalender gaan inskryf wanneer ons wil sterf nie. Daar is dinge in die wêreld wat ons nie in 'n boksie van tyd kan indruk nie. Maar tog weet ons van hierdie onbepaalde tyd. Tyd wat groter is as ons kalenders. Tyd wat groter is as ons horlosies. En ons lewe in die illusie dat ons in beheer is. Dat ons tyd kan beheer. Moenie vergeet van die onbepaalde tyd nie. Die tyd wat oor alle tyd regeer. Die gevolgtrekking waartot die prediker kom. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. So moenie dit wat jy mee besig is in jou tyd sien as 'n straf. Werk wat jy moet doen sodat jy kan gaan ontspan. Geld wat jy spaar sodat jy kan gaan vakansie hou, sodat jy kan rus en vrolik kan wees nie. Elke sekond is 'n gawe. Elke sekond is 'n geleentheid om vrolik te wees. Kyk na die taak wat jy het om jou mee te bemoei. Wees bly daaroor. Wees dankbaar dat jy iewers het om te wees, dat jy waardevol is vir iemand anders, dat jy iets het om te gee en dat jy genoeg tyd het. Nie 'n slagoffer word van die wêreldse tyd nie. Lewe in die vryheid van God se tyd, wat genoeg is, wat bepaal is dat daar 'n begin en 'n einde is vir alles wat moet gebeur. Moenie jaag nie. Daar sal genoeg tyd wees.